Reg, ek gaan vir ons eers net saam bid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir u wonderlike genade. Dankie dat u ons genade op genade gee en dat ons kan weet dit maak nie saak hoe deurmekaar die wêreld is nie, en as ons hoor Paulus sê vir die lesers van sy briewe baie keer hulle leef in 'n goddelose tyd, dan voel ons ook maar so. Dankie dat ons kan weet, Here Jesus, u het opgestaan uit die dood, u leef en u regeer. En die einste Paulus skryf dat u hou die ganse skepping met 'n magswoord in stand. Dankie dat ons in u koninkryk mag wees. Seën ons saam praat en dink vanaand ook uit u woord. Ons vra dit in u naam alleen. Amen. Goed, julle, ek het toe nou maar gedink ons maak 'n samevatting van Hebreërs. Ek dink ons sal hom kan deurwerk. Hy's nie so lank nie, dis maar ek dink hy dieselfde aantal skyfies as verlede week. En daar's nie by elke afdeling vra nie, soos julle seker gesien het as julle gou geloer het. So kom ons kyk, ons hoef nie te jaag nie, maar ons het nou baie van die goed al bespreek, so kom ons kyk hoe vorder ons, en dan kan ons dalk vanaand die Hebreërs op hierdie hoë noot afsluit. So die hooftema het ek nou so 'n bietjie rondgesoek en almal se menings, slim mense se menings gekry. Dit kom alles daarop neer: Jesus Christus is verhewe bo alles en ons word opgeroep om in geloof in hom te volhard. Volharding is 'n sterk tema, en Jesus Christus wat ons volmaakte hoëpriester is. So hier's 'n hele paar onderafdelings wat in rooi begin. Nommer 1 sê, die uitnemende grootheid van die Seun van God. Dis nou van hoofstuk 1 tot so in die middel van hoofstuk 4. Maar dan staan nou weer onderafdelingkies. Die eerste een sê, Jesus is hoër as die engele. Nou, al wat ek dink vanaand, as julle saamstem, dink maar 'n bietjie terug as jy dalk iets onthou, of kyk maar net na die verse wat uitgelig word, en as daar dalk 'n besprekingsvraag is, dan kan ons lekker daaroor saam. So, God het finaal deur sy seun gespreek. In hoofstuk 1 vers 2 staan daar, maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die seun. Die laaste dae. Die korrekte vertaling, nie dat die laaste dae nie 'n goeie vertaling is nie, maar die woord in Griek sê in die eindtyd. So die eerste generasie gelowiges het al, die leiers het al met hulle gepraat oor die eind, dis nou al, dit was daar al die eindtyd, want dit praat van die laaste era, na Jesus se opstanding tot en met sy wederkoms. Die eindtyd, en party praat van die eindtye, dis nie iets wat nou nog in die toekoms lê nie. En dan, Jesus is die afskynsel van God se heerlikheid. Vers 3 van hoofstuk 1 sê, uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die ewebeeld van die wese van God. En is amper dieselfde as die direkte vertaling, hy is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewebeeld van sy wese. En dan het hy mens geword om ons te verlos, in hoofstuk 2 vers 4, aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, praat hy nou van die lesers en van ons, en dan is die direkte vertaling maar net aangesien die kinders dan aan vlees en bloed deel het. En dan nou die volgende punt B, Jesus is groter as Moses, hoofstuk 3 en 4. Jesus is die seun oor God se huis. 3 vers 6 sê, Christus daarenteen is as seun getrou oor die huis van God. En die 2020 vertaling sê dieselfde. Staan maar net, hy was as seun getrou oor sy huis. Waarskuwing teen ongeloof, 3 vers 12. Broers, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Direk vertaal staan daar, broers, waak daarteen dat nie een van julle ooit 'n bose hart vol ongeloof kry nie. So 'n verkeerde gesindheid van ongeloof, in die Griek sê 'n bose hart vol ongeloof. Baie sterker gestel daar. En dan die belofte van rus wat bly staan in vers 9 van hoofstuk 4, daar wag dus nog steeds 'n sabbatsrus vir die volk van God, en dan direk staan daar maar net vertaal, daar bly dus steeds 'n sabbatsrus oor. Dit beteken maar dieselfde.
Nou kan ons bietjie nadink of hierdie vraag net as julle wil gesels, sal ek dit verwelkom. Hoe raak dit ons denke oor die eindtyd wanneer ons Hebreërs 1 vers 2 en 8 neem? Of kom ek vra vir julle al en onlangs en verlede jaar weer baie boodskappe gehoor oor dis nou die eindtyd en die eindtyd het nou aangebreek. Ek dink ons het almal dit gehoor al nie en dit gebeur kort, dan is daar een of ander prediker wat aankondig nou is dit die eindtye, maar die Hebreërskrywer het dit al so genoem. Die tweede vraag sê, hoe beïnvloed dit jou verhouding met die Here wanneer jy al hierdie mooi beskrywings oor hom lees? Doen nie dat ons hoop het in die ewigheid en dat ons weet ons sal saam met hom in die voorbereide plek wees. Ja, Tannie, is reg, ek stem heeltemal saam. En wat vir my ook baie wonderlik is, maar mens kan dit met die meeste van die Bybel doen, in elk geval met die hele Nuwe Testament omtrent, is om in mense stilte tyd die tekste terug te bid vir die Here, net om te loof en vir hom dankie te sê dat hy die groot hoëpriester is en dan van hierdie woorde vir hom net tot sy eer terug te lees. Ek dink hy hou daarvan om dit te hoor. Goed, die volgende hoofpunt is nommer 2, wat van hoofstuk 4:14 tot by 7:28 loop. Jesus as die volmaakte hoëpriester. Ons het dit lekker deeglik deurgegaan destyds. 'n Medelydende hoëpriester. Ons het 'n groot hoëpriester staan daar, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, en die 2020 vertaling sê maar net terwyl ons nou 'n groot hoëpriester het. Hy verstaan ons swakhede. Albei die vertalings het dieselfde vertaal. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Met ander woorde, hy's nie een wat dit nie kan hê nie, hy kan dit hê en hy het dit. Hy het medelee met ons. Wie sê waarskuwing teen geestelike onvolwassenheid, oproep tot groei, 5 vers 12, sê hy vir die lesers, hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee. Direkte vertaling sê, terwyl julle teen hierdie tyd reeds leraars moes gewees het. Nou, dit is maar net verskillende vertalings van dieselfde Griekse woord. 'n Leraar is iemand wat onderrig gee. Iemand wat leer. Dis nie noodwendige dominee. Ons het snaakse titels wat nie alles mooi met die skrif saamloop nie. Waarskuwing teen afvalligheid, 6 vers 6, en dan staan in die 83 en dan afvallig geword, of die 2020 sê net en dan nogtans afvallig geword het, want dis maar hoe die Griekse woord daar so lyk, dat hulle ten spyte van alles nogtans afvallig geword het. En dan sê die sekerheid van God se beloftes, 6 vers 13 tot 20, God se eed waarborg sy beloftes, en daar kan julle maar weer gaan lees 6 vers 17, daarom het God dit met 'n eed gewaarborg. Nommer D is die hoëpriester volgens die orde van Melchisedek, hoofstuk 7, 1 tot 28, Jesus se priesterskap is ewig. 7 vers 24 sê in die 83, omdat Jesus vir ewig bly, beklee hy 'n priesterskap wat nie op 'n ander oorgedra word nie. En die direkte vertaling sê, maar omdat hy tot in ewigheid bly, besit hy 'n priesterskap wat nie tot 'n einde kom nie. So dit is naaste by dieselfde, maar dit sê nou niks van oordra nie. Dit sê maar dit sal nooit tot einde kom nie. En daarom het ek vir julle een van die nuutste Hebreë Bybel, hy is ook nou in die afgelope paar jaar eers uitgegee, ek dink 2022. But Jesus, on the other hand, because he continues forever, holds his priesthood permanently. So dit is duideliker, dis soos die 2020 vertalings, aan sy priesterskap kom nie 'n einde nie, hy is permanent tot in alle ewigheid nou die hoëpriester. So die vraag, 'n bietjie kan nadink as julle wil saampraat, as julle welkom. Hoe kan dit ons wat nie Jode is, se denke oor Jesus stimuleer as ons al hierdie beskrywings van sy hoëpriesterskap lees? Onthou daai tyd het ons mos ook gelees
ons moet ons letterlik nou ingrawe. Mens kan in die Ou Testament gaan lees oor die eerste hoëpriester Aaron, en dan is daar kort 'n ander hoëpriester, en dan lees ons toe Jesus gevange geneem het hom voor die hoëpriester gebring. So die Jode het hoëpriester geken. Daar was altyd een. Daar was nooit 'n vakante pos nie. As die een te sterwe kom, word hy opgevolg dadelik. Maar nou as iemand uit die Jodendom tot bekering kom, sal hulle in ekstase wees oor Jesus se hoëpriesterskap. Ons moet ons so 'n bietjie ingrawe, en ons moes gaan oplees oor Melchisedek. Maar is dit iets wat ons sommer net so vinnig verby kan lees, of kan 'n mens bietjie tyd spandeer en jou indink hoe dit moet wees om 'n hoëpriester te moet hê, en die een wat ons het, hoe verskil hy van die ou hoëpriesters? Johannes, ek dink dis actually baie goed dat ons vir Jesus as ons hoëpriester het, wat al klaar, soos wat hy sê, ook ons gebede na die Vader te vat en dit reg uitlê vir die Vader, want uit ons swak besluit en swak woorde en maak sien God ons nie as imperfect nie, want hy sien ons deur Jesus, en dis hoekom dit so goed is om hom as ons hoëpriester te hê. So dis nie net dit is regtig iets besonders om iemand te hê wat vir ons voorspraak kan maak by die Vader. Ja. Dis heeltemal reg, Chris, ek stem saam. En natuurlik daai hele mooi gedeelte, maar ek dink dit kom nog, dat hy met sy eie bloed betaal het en nie met bulle en bokke se offerbloed nie. Nou, hoe help Hebreërs 6 vers 17 ons wanneer ons swaar kry? Ek net kyk of is daardie een wat sê God het dit met 'n eed gewaarborg. Wat doen ons as ons twyfel? Dan kan ons mos op God staat maak, want hy het nie net beloof nie, hy het dit met 'n eed bevestig, sê die skrywer. En daar staan daar was niemand hoër as hy by wie hy die eed kon neem nie, so het by homself 'n eed afgelê. En dan soos wat ek vanmôre ook gesien het, daai van die reënboog, wat dit God herinner aan sy belofte. Veel te meer laat dit ons nie ook laat weet, as dit met 'n eed alreeds vir ons gegee is, sodat dit hom herinner. Dus jy nou net gesê het, ons moet God herinner aan dit wat hy vir ons te eed beloof. Ja. Ja, ek stem heeltemal saam. Goed, die derde punt sê die gedeelte van hoofstuk 8 tot 10 wat gehandel het oor die nuwe verbond en die volmaakte offer. Die eerste punt sê net 'n beter verbond. Jesus is middelaar van 'n beter verbond. En dit sê die skrywer op 'n paar plekke in 8 vers 6, maar nou het Jesus 'n voortreffeliker priesterdiens gekry. En 2020 sê, maar nou het hy 'n meer verhewe bediening verkry. Is net 'n ander manier om dit te sê. 8 vers 13, deur van 'n nuwe verbond te praat, het God die eerste oud verklaar. En wat oud geword en uitgedien raak, sal gou verdwyn. Is dieselfde amper in die 2020 vertaling, deur te praat van 'n nuwe verbond, het hy die eerste een verouderd verklaar, en wat verouderd verklaar en afgeleef is naby aan verdwyning. Ons het daai tyd baie lekker daaroor Bybelstudie gedoen. B praat van die hemelse heiligdom in hoofstuk 9 se begin. Jesus het in die ware heiligdom ingegaan. Onthou, die tempel het hulle ook die heiligdom genoem, die aardse tempel, maar Christus sê in 9 vers 24 het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is nie. En dan die direkte woorde sê Christus het nie 'n mensgemaakte heiligdom, 'n nabootsing van die ware een, ingegaan nie. En C is die finale nie voldoende offer, een offer vir altyd voldoende. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word,
vir altyd volkome van sonde vrygemaak. En die direkte woorde sê, want deur een offer het hy hulle wat geheilig word, vir altyd vervolmaak. Dis die woord wat daar gebruik word. Dat hy ons nie net volkome van sonde vrygemaak is nou 'n mooi verduideliking, maar daar staan letterlik, hy het ons vervolmaak. En die enigste rede is omdat julle het dit al baie gehoor, uit ander tekste ook, as God die Vader na ons kyk, sy kinders, dan sien hy Jesus, want Jesus staan voor ons, hy het dit vir ons gedoen, en ons is net volmaak in hom, ons sal op aarde nie volmaaktheid bereik nie, maar ons status by God is volmaak, daar's niks wat bygevoeg moet word nie. En dan gaan hy oor na die oproep tot volharding in hoofstuk 10, hou vas aan die hoop. Daai teks is vir my baie kosbaar, julle dink ek ook, laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely. Petrus skryf ons, ek dink is Petrus, ek dink dit is Paulus nie, maar een van die twee slimmes, skryf ons moet altyd gereed wees om 'n antwoord te gee as iemand ons uitvra oor die hoop waaraan ons vashou. Die 53 vertaling het 'n mooi woord daarin. Styf vashou het hulle vertaal met belydenis van die hoop onwrikbaar vashou. Met ander jy gaan nie laat los nie. En die direkte nuwe vertaling sê weer laat ons styf vashou aan die belydenis wat ons hoop sonder om af te wyk. Nou dit sê is maar onwrikbaar. Ek dink onwrikbaar is 'n mooi woord. Ek dink hy's maar net 'n bietjie verouderd. Ons praat nie sommer meer elke dag van iemand wat onwrikbaar vashou nie. En dan waarskuwing teen terugval. Vers 29, dan sê hy vir die mense, daar onthou julle, dis ons nou die wat weer Jode toe wou gaan, hoeveel swaarder straf dink julle sal hy kry, wat die seun van God verag het, die bloed van die verbond, van die nuwe verbond, waardeur hy geheilig is, geminag het, en die gees van genade beledig het. Dis al die goed wat die skrywer sê, wat iemand in wese doen, as hulle teruggaan na die ou verbond toe. En die direkte vertaling sê, hoeveel erger straf dink julle sal iemand verdien, wat die seun van God vertrap het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, gering geag het, en die gees van genade uitgedaag het. So hulle het nou net beledig vertaal met uitgedaag, en om die seun te verag, sê hulle is om die seun te vertrap. Dis die Griekse woord wat daar eintlik gebruik word. In Hebreërs 10 vers 39 nog oor hierdie afdeling sê, maar ons is nie van die wat terugdeins en verlore gaan nie. En by die ou vertaling staan daar, maar by ons is daar geen onttrekking tot die verderf nie. En so is dit direk in die Grieks, want 2020 sê, ons is nie deel van enige onttrekking wat tot ondergang lei nie. Verderf, ondergang, verlore gaan, dis maar die verskillende vertalingsmoontlikhede, sinonieme. En dan het ek net sommer 'n bietjie die Lewende Bybel bygebring, maar ons is nie mense wat ons verhouding met God verbreek en daardeur verlore gaan nie. Ek het daarvan gehou, ek hou daarvan, omdat dit, terugdeins is ook 'n mooi woord, maar onttrekking, mens moet bietjie dink voor, as iemand dit sommer vinnig lees, dan sal hulle nou sê, maar wat 'n onttrekking is hierdie nou. So, ons is nie van die wat ons verhouding met God verbreek en daardeur verlore gaan nie. Vraag 1, hier's nou weer 'n bietjie twee vrae. Waarom dink jy sukkel baie Christene nog ten spyte van tekste hier, soos hierbo 8:13, 10:29, om te aanvaar dat die ou verbond met Moses nie op ons van toepassing is nie? Hoekom sukkel Christene met hierdie waarheid? Dit is nie net 'n gedagte nie, dis 'n waarheid. Dominee, ek wonder, is dit nie, ek sê dit nou baie versigtig, is dit nie omdat hulle nie inoefen in die woord nie? So, ek weet nie. Ja, dan is reg. Ek het mos gebieg, was self lank bietjie bang vir Hebreërs, nie bang nie, maar as mens nie die hele boek lees en bestudeer nie, dan klink dit baie kwaai en jy gaan jou Christenskap of jou ewige lewe verloor as jy sonde gedoen het. Maar ons het dit nou deeglik deurgewerk en nou het ons
vir die eerste keer dink ek in 'n lang tyd, ek in elk geval, 'n deeglike studie gedoen van die nuwe verbond. Maar ek dink die rede hoekom baie Christene nog sukkel is daar's foute wat deur die kerk gemaak word en deur predikers om terug te val na die ou verbond toe, want dit klink na wet en orde, reg en geregtigheid en ons almal wil dit graag hê en dit klink of dit net so eintlik oorgedra is op die Nuwe Testament of die Nuwe Verbond en dat hy nou net so laagie vernis bygekry het maar dis glad nie wat Jesus kom doen dit nie. Ons het dit nou oor en oor hierso gelees dat as die lesers wil teruggaan na die ou verbond toe, dan vertrap hulle die Here Jesus, want hy het verskriklik duur betaal. En ek sê hy met dieselfde prys wat Jesus betaal het met sy duur lewe en bloed om die nuwe verbond te verwesenlik. Dis dieselfde prys en dieselfde geleentheid wat hy betaal het om die ou een af te sluit. Hy het 'n sigbare, duidelike einde gemaak daaraan en daarom is die Israeliete, die Jode nie meer die volk van God nie. Hulle kan nie nou gaan sê maar ons is Abraham se nakomeling, ons wil hemel toe gaan nie. Hulle moet deur Jesus gaan. So ja, ek het al baie daaroor gesels. Dis vir my 'n baie lekker en interessante onderwerp. Dominee, ek wil net gou vra. Hier wil hulle sê waarskuwing teen terugval. Hoeveel swaarder straf dink julle sal sê net maar iemand kry wat die seun van God verag het? Is dit nee, ek weet nou nie hoe moet ek vra nie. Soos hierdie jong mense wat nou die jy weet wat die Joodse geloof so aanhang. Is dit is dit mense wat die straf sal kry? Sekerlik. Ja, Tannie Jessie, ek dink hulle verag mos. Ja. Hulle minag. Ja, nee, Tannie is reg. Tannie is heeltemal reg. Maar as ek kan sê, ek dink daar's amper vir my in my gedagtes 3 groepe, as ek dit so kan noem. Die eerste is natuurlik daai eerste lesers wat letterlik nou vir die gemeente probeer beïnvloed het om terug te draai ou verbond toe. En dis hoekom daar so groot waarskuwing kom. Hy sê mos daar is die Israeliete wat in die woestyn teen God gerebelleer het, so gestraf is, hoeveel swaarder straf gaan ons nie kry of hulle wat dit doen, wat vir Jesus beleef het en wat hom ken en van hom gehoor het nie. Dit is nou, jy kan nie 'n groter bewys kry as Jesus Christus nie. Dis die eerste groep dink ek wat die waarskuwing behoort te gehoor het. En dan die tweede groep is soos Tannie sê, ek dink regtig ook mense wat nou so behep is met die nuwe Israel. Ek het nou die dag weer moes luister na 'n man wat sê die Afrikaner is die nuwe volk van God. Nou ek weet nie hoe hy daarby uitkom nie, maar daar's 'n geweldige oplewing in daai nuwe Israel beweging. Ek dink hulle moet hierdie Hebreërbrief bietjie lees. En dan dink ek 'n derde groep kan eintlik ook enige iemand wees wat Jesus Christus vertrap. Of hy nou na die Jode toe wil teruggaan en of hy net na die wêreld so goed toe wil teruggaan, maar iemand wat Jesus verag. Paulus skryf dis asof ons hom dan in die openbaar weer kruisig as ons reg op hom draai. So ek dink vir my is dit 12 daai 3 groepe wat gewaarsku word. Ja, ek dink dit nie weet. Hulle doen dit sonder bewuslikheid. Hierdie jong mense soos van my kinders se vriende saam met hulle wat hulle op skool was. Ek glo want hulle was as kinders regtig gelowig. Nou doen hulle dit. Hulle doen dit onbewuslik van wat eintlik die waarheid is. Ja, Tannie, dit is dat so gier gekom en giere en iets sulke goed. Die Engelse praat van 'n bandwagon. Die mense spring graag daarop en hulle wil saamry want dit klink so vroom
om nou weer Hebreëse woorde te gebruik en om vir Jesus net Yeshua te mag noem. Jy mag hom nie iets anders noem nie, en ramshorings te blaas, want dit gaan nou in die geesteswêreld iets laat gebeur, en goed wat nie in die Bybel staan nie. Maar dis nogal, die Engelse sê dis exciting. En ek dink dan is reg. Ek dink nie hulle is klaar verlore nie, maar ek dink net hulle moet tot inkeer kom en besef hulle is nie met die regte rigting besig nie. Ja, ons probeer op 'n manier, maar ek weet een keer het iemand, dit was ook in 'n Bybelstudie, toe sê die een vrou, haar niggie, het nou, sy gaan nou met 'n man trou wat in die Joodse geloof is. Toe sê sy, wat hiervan? Toe sê die man vra, los haar, solank sy godsdiens beoefen. Toe sê ek, nee, dit is nie reg nie. So, maar ja, ons het dit toe nou uitgepraat en elkeen is maar met sy eie gedagtes huis toe. Ja. Ja. Nee, dit is nie, nee. Ja, dit is 'n moeilike een, Tannie. Of ek met ook mense mee gepraat een keer wat die meisiekind is met 'n moslim man getroud. Maar hulle het besluit hulle gaan nooit beklei oor godsdiens nie. Ek weet nie hoe lank gaan dit hou nie. Maar sy het gesê sy gaan nie haar Christendom prysgee nie. En hulle het toe ooreengekom, die twee, voor hulle getroud is, met hulle ouers almal saam, dat hulle sal mekaar nie probeer ompraat om oor te gaan na 'n ander geloof toe nie. As iemand dit vrywillig doen, sê hulle is dit reg. So ek dink as 'n dame nou met 'n Jood trou en sy is nog steeds lief vir Jesus, en want Paulus skryf ergens mos ook, as 'n vrou 'n man het wat nie saam met haar in die verhouding is nie, dan kan haar goeie gedrag hom beïnvloed om dan op 'n stadium ook oor te gaan na die Christendom toe. So is maar 'n moeilike een. Dit kan, nee, moeilik is dit moeilik. Ja. Ek hou daarvan om net altyd te sê, die toekoms is oop. Enige iemand kan nog na Jesus toe kom. Die deur is nie toegemaak, nie vir Jode nie vir nuwe Israel beweging nie vir moslems nie vir heidene en vir goddelose mense nie. Die deur staan oop vir hulle. Hulle moet net daar ingaan. Ja, in die ou dae, toe ons jonk was, het ons gepraat van, die Here kan jou soos 'n stuk brandende hout uit die vuur uitgeryp. En kyk, een van die manne aan die kruis, op sy laaste. Ja. Ja, nee, Tannie is reg. Ja. Nou, die tweede een is amper op dieselfde trant, maar aan die positiewe kant wil ek amper sê, maar hoekom sukkel baie gelowiges om God se volkome vergifnis en sy ewige vergifnis te aanvaar en vanuit die genade te leef? Ek hoor so baie mense wat voel hulle moet nog gestraf word, hulle is nog nie heeltemal vergewe nie. En ons het nou dit hier oor en oor geleer van eens en vir altyd en volkome en vervolmaak. Van God se kant af is dit volmaak afgehandel en vergewe. Onthou julle Hebreërs 10 wat sê, hy dink nooit weer daaraan nie, dit is in die diepsee gegooi. Maar hoekom sukkel gelowiges dan nog om dit te aanvaar? Ek dink dit is net 'n gebrek aan goeie Bybelkennis, want jy kan maar vir Paulus lees, Petrus, Jakobus, Johannes en die Hebreërs skrywer, almal van hulle sê, die vergifnis deur die prys wat Jesus betaal het, is volkome en vir ewig. Nou, ons daarom, een van die tekste wat ons nou gelees het, sê ons is geheilig, ons is deur Christus geheilig, so ons moet nou net in daardie heiligheid voortleef en groei daarin, maar ons is reeds deur hom heilig en regverdig verklaar. Goed. Nommer 4 sê die lewe van geloof in Hebreërs 11, daai mooi hoofstuk.
wat geloof is. Dit het ons lekker deurgepraat destyds. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Die ou vertaling 53 sê is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. En daar moet nou staan 2020. Ekskuus, ek dink daar is 'n tikfoutjie. Die laaste een is die 2020 vertaling. Geloof egter is sekerheid van die dinge wat gehoop word. Seker wees, vaste vertroue, sekerheid. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, sê die skrywer. Nou die 83 vertaling het gesê, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Dis maar wat dit beteken om hom te behaag, om sy hart bly te maak. Die Lewende Bybel sê, God kan nooit tevrede wees met iemand wat nie in hom glo en op hom vertrou nie. So hulle vertaal dit dat dan om God tevrede te hou, of om sy wil te doen, of om te behaag, om sy hart gelukkig te maak, dink ek, om hom te behaag. Punt 5 sê volharding en disippelskap, Hebreërs 12, hardloop met volharding, hou die oog op Jesus, die oog gefestig op Jesus. 53 en 83 vertaal het so, in 2020 sê maar net die oog gerig op Jesus, maar albei beteken ons moet fokus, ons moet ons oog gefestig te hou, beteken om nie af te kyk van die teiken af. Dis amper soos wanneer ek 'n slang of 'n spinnekop sien, dan moet iemand hom dophou tot ek 'n ding kan kry waarmee ek die ding kan doodmaak. Mens haal nie jou oë af van daai ding af nie. Maar hierdie is nou net meer baie positiewer gestel. Ons het ook lekker gesels oor goddelike tug as 'n teken van liefde. En ek het 'n hele paar vertalings hierso, want ons vertalings het dit nog steeds verkeerd, en ek sal dit vir enige iemand sê, dat daai woord straf is nie hoe dit vertaal moet word nie. 83 en 53 sê die Here tug die hom wat hy lief het, die mense vir wie hy lief is, tug hy, en van die een wat hy lief het, sê die direkte vertaling tug hy. Die Bybel sê, as die Here iemand lief het, wys hy hom wat hy van hom verwag, al maak dit soms seer. Daai is nou die tug, nê? En daarom tree hy soms ook hard op teen sy kinders. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, ons het dit in die Engels ook gelees laas, die Here dissiplineer juis die mense vir wie hy lief is. Hy tug elkeen wat hy as kind aanneem. Nou die 83 en 2020 vertaling sê, hy straf elkeen wat hy as kind aanneem, maar dit is definitief nie wat daai woord daar beteken. So die message is ook vir my mooi vertaal, is mos nou maar ook 'n parafrase. Peterson skryf, it's the child he loves that he disciplines, the child he embraces, he also corrects. As jy kan terugdink aan daai aandse studie, ons het gesê daai woord beteken om te korrigeer, om reg te help, nie om te straf nie, want straf is 'n ander woord in Grieks as daai ene is baie duidelik die meeste plekke vertaal met dissiplineer of reg help. Een vertalingsmoontlikheid is ook sommer om net saam te gesels om by 'n oplossing uit te kom. So dis nie straf soos ons moderne mense straf verstaan nie. Dan die oproep tot heiligheid, streef na heiligheid, maar uit die wete dat ons is reeds geheilig deur Christus. Dan sê hy in hoofstuk 12 vers 14, beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe. Dit is vir my baie mooi vertaal. Nou 53 en 2020 het dit direk vertaal, jaag die vrede na met almal, of streef na vrede met almal, en na die heiligmaking. Maar in Afrikaans het dit die probleem dat dit klink of ons iets moet doen om heiliger te wees. Ons kan niks doen nie. Ons leef vanuit ons nuwe identiteit en ons gee ons samewerking aan die Heilige Gees. Ons is nie op pad daarna toe om eendag heiligmaking te ontdek of te ervaar of te bereik nie. Dit is nie 'n stap in die hoogste trappie is heiligmaking nie. Heiligmaking is die eerste stap. Dit is dieselfde woord vir 'n geregverdigheid. So ja, ek dink dan sal ek kies vir die vertaling wat sê ons moet ons beywer vir 'n heilige lewe. Ons moet lewe soos mense wat aan God behoort, wat geheilig is, wat reeds heilig gemaak is.
En daarom het die hele Nuwe Testament omtrent Paulus praat oral nie van gelowiges nie, maar van heiliges. En die 2020 vertaling het dit nou weer teruggebring. Die 83 praat van gelowiges, maar Paulus praat van heiliges. En in die Engelse Bybel saints, ons is heiliges van God. Nommer D praat van die onwankelbare koninkryk, in hoofstuk 12, 18 tot 29. Ons ontvang 'n onwankelbare koninkryk. En dan sê hy, laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Die ou in die heel nuwe vertaling sê daarom, omdat of ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, in die nuwe vertaling 2020 sê net terwyl ons, en omdat, terwyl en omdat is maar omtrent dieselfde. Terwyl ons nou 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dan dankbaar wees. Ek dink hier's net een vraag. Hoe laat hierdie woorde in hierdie afdeling jou voel oor jou verhouding met Jesus? Die woorde soos vaste vertroue, oë gerig op Jesus, 'n heilige lewe en om dankbaar te wees. Hoe laat dit jou voel oor jou verhouding met Jesus? Ek glo dit is om te weet dat daar iets beter is, soos wat Jesus gesê het, as jy in 'n veld 'n skat vind, koop jy alles wat jy het en jy gaan koop daai lam om die skat te ontvang wat daar is. En vir ons is dit is 'n beter skat as enigiets wat op aarde is iets wat beter is vir iets vorentoe. En dis kom ons so bly is om te weet ons het hoop. Die hoop wat ons het is baie beter as wat hier op aarde is. As ons sien wat gebeur op aarde, alles waarin jy jou kan vassit, aankoop of kry, is nie naaste by dit wat daar ook kan wees. Ja, ook, is reg, Chris. Ja, as meer mense net sal besef die skat, soos jy sê, ons het die skat wat alles oortref ontvang. Wat vir my hier ook mooi was, is in die nuwe verbond het ons nie geen verantwoordelikhede nie. Ons het ons verantwoordelikheid van ons kant af is om te vertrou, om ons oë gerig te hou op Jesus, om heilig te lewe en om dankbaar te wees, en natuurlik nou nog 'n paar ander goed wat daarmee saamgaan, maar dit kom na die wedergeboorte. Ons werk nie om wedergebore te kan word nie, ons is wedergebore en daarom is dit net ons verantwoordelikheid. Ek hou daarvan om te sê ons samewerking vir die Heilige Gees te gee. Ons moet ons vertroue in ons hart hê, al sukkel ons baie keer. Ons moet ons oë elke keer terugvat na Jesus toe as dit dalk afgegaan het van hom af. Ons moet altyd bly terug na 'n heilige lewe. En ons kan nog nooit vir mekaar genoeg herinner om dankbaar te wees, te sê, dit te wys op tasbare maniere nie. So, dis die goed wat ons moet doen. Ons moet dankbaar wees. Dankbaar leef. Dis hoekom dit toe nou oorgaan na daar punt 6 toe. Ons is amper klaar, dink ons gaan dit maak vanaand. Praktiese Christelike lewe in die seën van Hebreërs 13, vers 1, die 83 vertaling sê, as broers moet julle mekaar altyd lief hê. Ons het gepraat, dis broers en susters, dit beteken geestelike familie. As geestelike familie moet julle mekaar altyd lief hê. Die ou vertaling en die nuwe vertaling praat oor die broederliefde, Philadelphia, Philos Adelphos, laat die broederliefde bly of die broederliefde moet bly. Die Lewende Bybel sê, julle moet aanhou om mekaar lief te hê, want julle is broers. En die boodskap sê, julle moet in liefde lojaal bly teenoor mekaar, soos broers dit doen. En die nuwe lewende, die Legacy Bible sê, let love of the brothers continue. Dit moet aanhou, dit moet net aanhou en aanhou. Tevredenheid en vertroue, vers 5,
Wees tevrede met wat jy het. Al die vertalings, daar het ek hulle gelys, 83, 53, 2020, Lewende Bybel Boodskap, sê almal presies dieselfde woorde. Wees tevrede met wat jy het. Dis interessant, daar het nie een ander vertaling daar uitgekom nie. Jesus is onveranderlik, dit was daai ander kosbare vers 8 van hoofstuk 13, hy's gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Die boodskap sê dit maar net 'n bietjie meer informeel, Jesus Christus bly immers dieselfde, soos hy gister was, is hy vandag en sal hy môre ook wees. Dit is die betekenis mos maar daarvan. Aan die laaste bladsy, gehoorsaamheid aan leiers, ons het dit laasweek gedoen, wees gehoorsaam aan julle voorgangers of geestelike leiers, die boodskap sê, luister wat hulle sê. Ons het daaroor lekker gepraat. Nie blindelings volg nie, natuurlik met onderskeiding, maar daar is mense wat die gawe het om voor te loop. En seën en van genade, daai 13 vers 25, die genade van God sal by julle almal wees, is mooi in 83, of 2020, die genade bly met julle almal. Die nuwe lewende vertaling sê, mag die genade met julle almal wees, maar dit klink amper, ja, ons weet wat dit beteken, ons ken daai sinne, maar dit is my mooier of beter as dit sê, die genade sal by julle wees, en nie mag dit by julle wees nie. Lewende Bybel ook, mag God julle genade gee, maar ons weet, dis nie 'n versoek nie, dis 'n uitspraak, mag God jou genadig wees. En die boodskap sê, mag God goed wees vir julle meer as wat julle ooit verdien. Laaste 2 vrae vir hierdie Hebreërs. Waar kan ons of waar kan jy verbeter in terme van broederliefde of naaste liefde of liefde? Hoe kan ons verbeter daarmee? Dink julle ons het lief genoeg? Sekerlik nie. Maar ons kan ander help in nood, maar nou loop mens baie keer net met 'n klap oor die een oog. Jy wil nie alles sien nie. Jy moet mense help, al is dit toe moeilik in die nag. Dit is baie moeilik. Dit vra baie, maar ons moet dit doen. Ja. Nee, Tannie is reg, maar ons moet natuurlik ons gesonde verstand ook gebruik en nie onsself in gevaar stel nie. En ek het die afgelope week het Stefan Joubert ergens weer geskryf dat Paulus maan die leiarts om te werk. Hy sê hulle mag nie net staan en bedel nie. Maar ons kan natuurlik altyd verbeter in liefde. Ek het weer gedink aan ek wat so graag sê ek is lief vir almal, maar dan is daar maar hier en daar iemand wat 'n mens vermy of wat jy nie graag wil raakloop nie, en dan dink ek, waar is die liefde nou? So dit is 'n uitdaging wat ons van die Here Jesus af ontvang het om net eenvoudig lief te hê. En ons weet wat die Bybel ons leer, as ons iemand wat ons te nagekom het lief het, dan sê hy, laai ons kole van vuur op sy voorkop, ons maak hom skaam, of vir haar skaam, as ons hulle met liefde terugbetaal, en nie met wraak of onvergifnis nie. En dan nommer 2, wat kan 'n gelowige doen om heeltemal tevrede te wees met wat hulle het? Wees tevrede met wat jy het. Seker dankbaarheid. En doen nie weet, ek het een keer gehoor en ek dink altyd daaraan. As jy gee, moet jy nie gee dit wat jy kan gee nie. Gee dit wat jy nie wil weggee nie. So sê net maar, ek het nou 'n soutaart gemaak saam met slaai
en hier kom iemand by my deur en hy sê, ek is honger, maar ek gaan nie daai soutert gee nie. Jy weet, so. Ja, Tannie. Ja, Tannie, dit is baie so. moeilik, maar jy moet gee dit wat jy nie eintlik wil gee nie. Ja. Ja, Tannie, dit is so. My mening is net, maar dit is baie moeilik, dit is 'n groot uitdaging om in so 'n situasie te probeer om nou daai sagte fluistering van die Heilige Gees te hoor. Dalk moet Tannie net vir hom die helfte van die soutert gee. Nou, dan moet jy help. Ja. Maar dis waar wat Tannie sê, ek hoor dit by die Here Jesus as hy daar by die tempel sit en dan kom die Fariseërs. Nou ek het daaroor bietjie gelees, dit gaan nou maar daaroor die weduwee wat haar laaste penny ingegooi het, maar wat die Fariseërs gedoen het, hulle het ook hulle kleingeld gebring, dan hulle 'n sak vol kleingeld, dan was dit nou vir hulle vreeslike vertoon om die sak kleingeld in die offerkis te gooi, dan klink dit of hulle vreeslik baie gee. Maar eintlik gee hulle net hulle kleingeld. En toe die Here Jesus gesê, dit is anders om uit jou oorvloed iets te gee. Ek meen as iemand, ek hoor Elon Musk is nou die rykste man in die wêreld. Maar vir hom om R1 miljoen te gee, hy voel dit nie want hy het dit binne 'n halfuur weer opgemaak. So wat sal vir hom as hy 'n Christen is, 'n opofferende dankbaarheidsdaad wees? Wat sal hy die hele soutert gee of sal hy net 'n krummeltjie gee? Ja, dis moeilik vir mense dink ek wat so superryk is, want hoe gee jy dan as jy soveel oorvloed het? Jy weet, een van my skoonseuns, Mal is baie stout, dan sê hy, ja, dit is omdat sy vrou nie heeltyd gee nie, dis hoekom hy ryk is. Sê ek vir Marcel, dit is nie so nie hoor, maar hulle maak grappe. Ja. Maar ek hoor ook hulle sê in 'n huwelik is daar gewoonlik een spaarder en een spender. Ja, dit is regtig so. Ja. Nee, ek dink 'n mens kan tevrede wees. Ongelukkig die wêreld het so geraak met alles wat met nuwe modelle vervang word. Elke jaar lyk die kar beter en nuwer en blinker en dan is die ligte rond, dan is die ligte vierkantig, dan is die ligte weer rond. En die wêreld wil hê ons moet probeer bybly met die nuutste en jy kan elke 2 jaar 'n nuwe foon kry. Nou ja, die oues is maar partykeer bietjie useless, maar mens moet ons net nie bewustelik so deur die wêreld laat meesleep om net altyd die beste en die blinkste te wil hê nie. Ons kan maar tevrede wees met wat ons het. Ja. Nou vir die laaste paar minute, is daar enige iemand wat 'n vraag wil vra oor Hebreërs of 'n opmerking wil maak of wil sê wat het die boek vir jou beteken? Doen nie vir my, ek sê weer wat ek verlede week gesê het. Ek is ook bly dat ek hierdie boek moes doen en kon doen, want dit het vir my dit mooi uiteengesit en beskryf van die ou verbond en die nuwe verbond. Dit het my regtig aangeraak. Ek verstaan dit beter, ek kan dit nou beter oordra, interpreteer vir iemand, ja. Ja, Tannie, ek kan maar net amen sê daarop. Enige iemand met 'n vraag? Ja, goed. Ek is bly julle is sulke getroue lesers. Ek het gedink, ek gaan nou, as ek die eerste kans wat ek kry met verlof of 'n paar dae af, dan wil ek die brief nou weer deurlees. Maar miskien in 'n Engelse Bybel, dat hy bietjie anderster klink, want as die tekste so bekend is, dan gaan mense oop baie keer vinnig oor dit.
Maar as jy nou ons boere nou in Engels moet lees, dan moet 'n mens bietjie konsentreer wat staan nou daarso. Net dat ek weer die hele brief kan deurlees om net weer 'n slag die verhaal mooi te luister. Goed, kom ek sê vir ons dankie. Here, baie dankie vir u woord, vir die Nuwe Testament wat vol is van Jesus, ons koning, en van genade, en van die prys wat u betaal het om ons vry te koop, om in u familie te wees, en om, soos Paulus sê, nie net saam met u gesterf het en saam met u opgestaan het nie, maar saam met u in die hemel sit. Dankie dat u dit alles vir ons volmaak gekoop het en betaal het, en dat ons nou gered, wedergebore kan wees. Help ons om ons samewerking te gee, dat die vrug van die Gees deur ons sal werk en vloei. En help ons om ons oë altyd op u gerig te hou. Dankie dat u ons lief het, en dankie dat ons mekaar ook kan lief hê. Help ons ook almal dat ons broederliefde sal bly, dat dit sal meer word. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.